Welkom terug by die groot ontbyt. As jy 'n fan is van 4x4, ja, dis baie Engelse woorde, dan moet jy nou mooi luister. Ons kuier vandag met Christoph en Vanessa Eilert. Hulle is, kan hy mens nou maar sê, tipe van legendaries eintlik op sosiale media, want hulle het hulle eie YouTube kanaal, ja, genaamd Get Out Go. Get Out Go, gaan subscribe. Hulle het hulle eie YouTube kanaal oor overlanding. Jy weet, soos wat 'n mens nou op 4x4 avonture en kamp en dies meer en ontdekkings gaan maak. En ons is nou in die suidpunt van Afrika, wat 'n beter plek om te wees om dit te doen. En ons gesels bietjie vanmôre met hulle oor die basiese beginsels van overlanding. Ons wil hoor waar hulle begin het en alles. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Goeiemôre. Dis lekker om julle by ons te hê. Kyk, daar's dan nou niks wat Afrikaanse mense meer geniet om te gesels oor kamp nie, behalwe nou natuurlik jy. Jy's meer 'n lodger. Ek sê gaan jy van hom daaroor te gesels nie. Ons gaan dan nog oorwen. Sy gaan 'n 4x4 koop môre. Anyway, kom ons praat eers oor overlanding. Dis so lekker Engelse woord. Ek dink 4x4 avonture is seker nou nie. Overlanding. Wat is vir julle die basiese betekenis van die woord overlanding? Ja. Wat beteken dit vir julle? Ek dink mense dit en veral reklame dit baie geoorkompliseer. So overlanding is basies avontuurreise maar met 'n voertuig. Dis so makliks dit. 'n 4x4 maak dit moontlik om meer plekke te kom en bietjie meer afgeleë te wees. Maar dit kan 'n 4x2 wees, dit kan 'n gewone karretjie wees, 'n bus. Die hele punt is om daar buite te kom met jou voertuig. So maklik is dit. Waar het julle liefde vir hierdie avontuur en vir kamp begin? Was dit nog altyd daar? So ja, Nie vir my nie. Nie vir ek het groot geword met kamp. Ek het 'n pa gehad wat baie hou van visvang. So ons was heeltyd daar buite gewees. Vanessa het nie groot geword Nee, met kamp glad nie. Glad nie gekamp as 'n familie nie. So die eerste keer wat ek haar gevat het kamp toe is in Kutsi in Botswana, waar daar absoluut niks is nie en leeu's in die kamp. So jy gaan dit lief mal wees daaroor of wat haat, so ons het vroeg uitgevind. Gelukkig het sy daarvan gehou. Ons is nog besig gewees. So jy besluit nog eintlik. Nee, ek is okay daarmee. Ek is reg daarmee, ja. Vanessa, kom ons praat 'n bietjie oor kamp dan die eerste keer. As 'n mens nou gaan kamp, mis 'n mens daai klein goedjies. Jy weet, soos die warm stort. Of die badkamer en dis meer wat is die goeders dink jy wat mense die gemaklikste kan maak in so 'n geval? Wat is die dinge wat mense nodig sal hê? Ek dink is om te weet waartoe jy gaan eerstens en wat gaan jy nodig hê. So as jy weet daar gaan nie 'n badkamer wees nie, wat het jy nodig om saam te vat? Want die ding is jy kan alles saamvat en dit gemaklik maak, maar as vrouens het ons sekere goedjies wat ons soek. Ek soek 'n bietjie warm water, vir elke aand skoon wees voor ek gaan slaap. Ek wil kan na die toilet toe gaan en omspoel en veilig wees. So jy sal nie vuil voete in die bed klim nie. Nee, glad nie. So dis vir my belangrike goedjies daai dat ek kan gerieflik wees in die bos. So weet wat daar is en wat kort jy om saam te vat. So my eerste kamp het ons niks gehad nie. So. Niks gehad, jy het nog steeds daarvan gehou. Ek het. Ja, jy sien nou nou. Hierdie gaan werk. Hoorie, kom ons vertel 'n bietjie oor die kanaal. Jy het op 'n stadium besluit om die kanaal te begin. Vertel waar dit het met jou begin oorspronklik, nee. So ek was oorspronklik in korporatiewe IT gewees en ek het iewers agtergekom iets kort. So dis 'n droomlewe, maar dis nie noodwendig my droom nie. En ek het 'n jaar afgevat, sabbatsverlof gevat vir 'n jaar en besluit wat wil ek nou eintlik doen? En ons overlanding en camping was basies wat jy doen in vakansies. Nou dink ek, hier is iets wat ek rarig geniet, maar jy kry dit miskien om 20 dae uit 'n jaar uit dit te doen. So kan ons dit nie omdraai nie. Ek het toe begin met iets doeteenvoudig resensies oor boskampe. Hierdie plekke is rarig baie lekker om na toe te gaan, maar hulle word nie bemark nie, want die mense verstaan nie bemarking nie. Meeste van hulle het nie eens 'n webblad nie. So hoe wys ons vir mense hier's hierdie plekke wat jy na toe kan gaan? En dit begin met 'n blog, soos dit geskryf, maar mense wil nie meer lees nie. En dit het begin afneem. Dis die maklikste manier om te wys hier's hierdie plekke, besoek hulle. Ja. En dit het toe naderhand voluit verander aan 'n avontuursreis kanaal basies. Ja. Baie van ons wens ons kan 4x4 avonture of net met enige ding net reis in die veld ingaan, in die bosse ingaan, in die mooi plekke gaan sien. Hulle doen dit vir 'n lewe. Kom ons praat verder julle oor as 'n mens dit sou wou doen. Dit gaan nie altyd oor die voertuig wat jy ry nie. Ek bedoel daar's baie mense wat seker op sosiale media en op YouTube te kere gaan oor
Of is dit 'n Land Rover of is dit 'n Land Cruiser? Of is dit nou dit en of is dit dit? Is dit 'n daktent of is dit 'n boswa? Is dit 'n canopy of is dit 'n grondtent? Is dit 'n daar's 'n verskriklike mense is verdeeld oor alles. Maar as 'n mens nou regtig wil uitgaan en net die essensie en die basiese ervaring daarvan hê. Wat het 'n mens nodig? Wat moet 'n mens doen? So, ek meen jy het 'n voertuig nodig vir as dit overlanding spesifiek is, en baie keer het jy nie eers 'n voertuig nodig net om na 'n park toe te gaan nie. Ja. Dink die ding is ons is gemaak om buite te lewe en iewers het ons dit vergeet en ons is in al hierdie artifisiële beligting en ons werk op 'n tydskaal. Ja. Maar jy moet net daar buite kom. So gebruik wat jy het om mee te begin. Meeste karre 'n gewone karretjie kan jou baie plekke vat. Begin daar, hou ek hiervan voor jy begin daarmee. En dan kan jy kyk na 4x2, 4x4. En hoe wil ek slaap? Jy weet, wil ek elke aand stort by die kar of is daar fasiliteite vir my? Daar's vir elke ou is daar 'n tipe kampplek wat jou benodighede sal teekom. So, ja. Hoe besluit julle waartoe julle wil gaan? As julle nou besluit hierdie is ons volgende avontuur, vat julle kaart, spin hom in die ronde en druk 'n pin of hoe besluit julle twee, okay, wag, hier's wat ons volgende wil aanpak? Ek gaan gewoonlik op wat lyk vir my interessant. Wat is daar interessante mense? Is daar interessante goed om te sien? Is dit die landskap? Wat ook al dit is want as dit vir my interessant is, gaan ek dit goed oorgee en dalk wil jy dit ook sien. So dis gewoonlik so maklik is wat is in hierdie plek? Kom ons gaan sien toe. Ons het baie keer wat ek sê ek sal by 'n paadjie verbyry en dan is dit van wat's daar so. En dis letterlik hoe ons besluit, kom ons gaan kyk. Vanessa, jy is so half in beheer van die logistiek en dis meer. Dis is werk maar my huwelik ook so. My vrou is baie beter maar. Vertel ons bietjie, hoe uitdagend is dit om byvoorbeeld nou op daar op die skerm sien ons dis in die middel van amper nêrens. En dan moet jy behalwe natuurlik van jou daaglikse goed, moet jy ook die kanaal aan die gang hou. So jy moet werk met data, jy moet werk met kameras, jy moet werk met klanktoerusting en dan moet jy dit alles op 'n rekenaar sit en verwerk en dis meer. Hoe moeilik is dit? Is dit 'n groot logistieke stelsel wat jy daar aan die gang hou? Lysies. Alles is met 'n lysie. So ek werk op lysies in 'n spyskaart. Dan weet ek presies wat ek moet pak. Meeste van die tyd as ons uitgaan is daar niks nie. Ja. So jy kan nie gou 'n broodjie gaan koop of 'n melk nie. Jy moet weet hoeveel om saam te vat. So elke liewe dingetjie moet ingepak word en seker maak hy is daarso. Ja, jy moet die hele tyd kop hou van ons moet nou stop, ons moet nou afneem, wat moet ons doen? Dis nie 'n vakansie nie, daar's baie werk wat betrokke is met alles. Elke aand vat ons die data en ons sit dit op 'n drive. En ons moet seker maak alles is gecharge. En meeste van die editing werk doen Christof self. En so ons is net die twee van ons wat alles doen. So dis ja, dis lekker werk, maar is nog steeds werk. Ja. So en baie keer is dit ook daai balans daar tussen hierdie is 'n werk en ek moet hierdie en hierdie doen, en maar ek moet dit nog steeds geniet want anders kan ek net teruggaan na my korporatiewe werk. Hoe hou jy daai? Hoe hou jy daai lekker kyk, jy kan sê wat jy wil, maar party mense wat hulle hobbies hulle werk maak. Raak partykeer ook moeg vir hobbies. 100%. Hoe hou 'n mens dit jonk? Hoe gaan jy hoe steek jy daai vuurtjie weer in die gang elke nou en dan? Ek dink jy moet regtig bewus wees van die oomblik waarin jy is. Dus ek dink nie oor hierdie volgende 3 shots wat ek wil vat nie. Hier waar ek nou is, het ek gekry wat ek nodig het vir die werk en dan is dit sit die kamera neer en ek beleef net hierdie storie. So, dis belangrik. Maar dis opsetlik. Jy moet rarig opsetlik wees daarmee. Ja, so. Doelbewus daaraan dink. 100%. Vir 'n rookie kamper soos myself, en gesoute overlanding mense soos julle, wat sal julle sê as ek nou vir julle moet sê 3 items wat elke persoon moet hê as hulle nou gaan kamp of overlanding doen? Wat is daai 3 belangrike items? So ek dink slaap is baie belangrik. Ja. Mense onderskat slaap. As jy gemaklik slaap, is die res van jou dag gewoonlik redelik maklik verder van af. En dan hang dit af wat se tipe kamp jy doen, wat bepaal wat jy nodig het. As jy nou in die middel van nêrens is daar 'n bietjie meer goed wat jy nodig het, maar baie plekke het al die fasiliteite wat jy nodig het. So dis hoe kom ek daar? Hoe slaap ek? Ja. Dit is ek gemaklik en dis gewoonlik dit. Dis so maklik as dit En is. wat eet jy? En wat eet jy? Vervoer, verblyf en Wat eet jy? Dis baie. Hoor hierso.
Is dit nodig vir mense om altyd as jy overlanding doen om dit rof te doen? Menende, do you have to rough it? Moet jy altyd stowwerig, vuil, moeg, uitgeput en vol muskiet buite wees? Jy gaan gebyt word en jy gaan iewers vuil wees, maar hopelik kan jy teen die einde van die aand gaan stort en skoon wees. Dis maar stowwerig daar buite, maar my vereiste was ek soek 'n badkamer, ek wil skoon wees in die aand en dit word voldoen. So al is daar geen fasiliteite nie, ons vat alles saam. En wet wipes. En wet wipes. Wait what? Obviously, dis die dingetjie wat ek moet inpak in die sak. My skoonpa sê altyd daar is 'n verskil tussen kampeer en krippeer. Dis nie dieselfde ding nie. Verseker nie. Moenie dit aan jouself doen nie. Nee, dis glad nie nodig. Wat's 'n lekker luuksede? Kom ons jou gunsteling item. As daar nou een ding is wat jy moet kies op die avonture. As daar nou een spesiale lekker kry is, wat sal dit wees? Nespresso masjien. 'n Espresso masjien. Dit was baie vinnig. Jy het nie daaroor te dink nie, hoor. Wag, logistiek nou. Nou moet ek met jou praat, Christof, want we kry 'n Nespresso, dis mos nou hy soek 'n muurprop. Maar jy het genoeg batterykrag en 'n inverter, dan kan jy hardloop. So ek sê dis maar daai balans is wat het jy nodig om dit vir jou gemaklik te hou? En jy hoef nie alles te hê nie, maar wat is jou prioriteite? En daai goed vandag die tegnologie, die beskikbaarheid daarvan is daar. Jy hoef nie meer dit te raf daar buite verseker nie. En vir jou, daai een item wat vir jou lekker kry is. Dis die stort. Elke aand 'n warm water stort en ons gebruik nou nie liters water nie, maar jy is elke aand skoon. Veral as jy nou hard gewerk het die dag afgeneem, jy stowwerig soos jy sê, kan jy lekker skoon gaan slaap daai aand. So. Is daar, en ek weet hierdie is seker moeilik want julle doen so baie van hierdie, maar is daar 'n oomblik of 'n avontuur waarop julle is wat vir julle uitstaan wat nog steeds na in die hart lê? Ek sou sê is die Kalahari. Ja, verseker. Absoluut. Kalahari soos hulle sê is daai rooi sand in jou skoene een keer is wie net heeltyd terug gaan so toe. Ja, dis ek kan dit nie beskryf nie, jy moet dit gaan ondervind. Ja. Veral as jy in die middel van nêrens is nie en jy weet daar's wild om jou, jy moet versigtig wees, dis baie vryheid. Ja. En dis kalm. En dit vat ook 'n mens om te besef die Kalahari is nie net in 'n land. En dit as jy eers die lyne, die grense in jou kop kan uitvee en besef die Kalahari is Botswana, Suid-Afrika, Namibië, die hele area. Dan as jy lyne in jou kop uitvee, dan gaan jy die lyne in jou gedrag ook begin uitvee en bietjie meer begin. 100%. Baie dankie dat julle met ons kom gesels het oor so lekker. Die meeste van ons is dik jaloers. Ons moet dit net vir julle sê. Julle lewe ons droom. Maar baie dankie dat julle tyd gevat het en na die besige lelike stad toe gekom het vanmôre om julle avonture met ons te deel. Ja, dis waardeer. Groot plesier, dankie. Ja, daar's hy Christof en Vanessa Eilert. Gaan gerus na hulle YouTube kanaal toe. Get Out Go. Druk die subscribe, like, follow. Al daai goed, hulle het dit nodig. Dit maak vir hulle ook 'n inkomstetjie. Dan kan hulle ander die lewe wat ons nie kan lewe. Maar ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan gaan ons gesels bietjie met mense van Leroy Merlin. Ons praat oor dekor en kombuisware en jy kan 'n prys van 3.500 of een van 5.500 rand wen. Bly ingeskakel.